is vir altyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek vertrou dat jy 'n mooi week gehad het en ook dat die Here ons vanmôre sal versterk ook vir die week wat voorlê. Ons Here God, by U vind ons rus. By U vind ons vrede. By U vind ons kalmte. Here, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word. Ons hande kan ophef na U. Dat ons kan sing, Here, en met ons woorde U loof en prys en aanbid. Dankie dat ons kon stil word, wanneer U ook deur die woord met ons praat. Here, dankie dat ons hier kan wees. Ek wil vanmôre kom bid en vra, Here, werk in ons harte, hierdie hele erediens. Ons sien hierdie lang lys gebedsversoeke. U ken elkeen van daardie persone, U ken elkeen van daardie familielede. U ken hulle hartseer, pyn en kommer. En Here, ons kom dra hulle vanmôre aan U op. Dankie dat ons kan weet, U hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n loflied. Ons gaan staan lied 196 vers 1 en vers 3. O kon ek jubel Hemelvader met 1000 stemme tot U eer. En vers 3. Laat alles wat op aarde lewe, die berge, bosse, see en meer, my onvolkome lof en bede in stilte aanvul tot U eer. Kom ons staan, lied 196 vers 1 en vers 3.
Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Op hierdie vraag het Jesus geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ek wil net weer lees, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Ons Here God, as ons vanmôre stil word en ons lees die wet, Jesus die samevatting wat uit u mond uit self kom, dan kan ons nie anders as om in diep verootmoediging voor u te kom buig nie. Here, as ons u wet hoor vanmôre, dan sê u, jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel, krag en verstand. En jou naaste soos jouself. En Here, as ons na hierdie wet kyk, dan wys dit dat ons na buite moet leef. Maar Here, as ons moet eerlik wees vanmôre en ons sit hier, dan moet ek skaam bely dat die lewe hoofsaaklik gaan oor my. Ek en myself. My en my. Here, en daarom leef ons so maklik na binne. Leef ons so maklik net vir onsself. Maar dankie dat u ons vanmôre herinner, dat ons nie hier op aarde is vir onsself nie, maar dat ons eerste hier is ter wille van u, Here. Uit u genade en guns uit. Dat ons hier op aarde is om u te loof en te prys. Maar Here, dat ons ook hier is vir ons naaste. Here, dat ons ook hier is om die taak wat u aan ons opgedra het, uit te dra en te vervul. Dankie dat u wet ons ondersoek, Here. Dankie dat u wet ons ook aanspreek. Dankie, Here, vir die wysheid. Amen. Terwyl ons so sit, Vlam 16. U kan die Bybels vanmôre oopmaak, ons gaan saam lees uit Kolossense uit. Kolossense hoofstuk 1 vanaf vers 24 op bladsy 263 in my Bybel. Kolossense hoofstuk 1 vanaf vers 24 en dis op bladsy 263 in my Bybel.
Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word. Ja, Here, dat ons vanmôre U teenwoordigheid kan beleef. Here, dat ons hier saam met medebroers en susters kan sit. Ja, Here, en kan weet U is by ons. Here, dankie vir al die genade. Dankie vir al die liefde. Here, dankie dat U by ons is. Ons wil vanmôre kom vra dat U asseblief U woord vir ons sal oopbreek. Heilige Gees, toe U aan Paulus hierdie woorde in sy pen gelê het, in sy hart gelê het, in sy gedagtes gelê het. Heilige Gees, was U by hom gewees toe hy dit neergeskryf het. En Here, dit is vanmôre wonderlik om te weet 2000 jaar later lees ons hierdie woorde en ons weet dit is waar. Ons weet dit is lewensveranderend. En daarom wil ons vra, Heilige Gees, soos U dit aan Paulus openbaar het, breek dit vanmôre vir ons oop. Dat U woord oor ons hart sal vloei, oor ons gedagtes en oor ons siel. En Here, dat ons hoop vanmôre sal hê as ons hier uitstap. Ons bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Kolossense hoofstuk 1, vanaf vers 24 tot 29, en ons tema is die 5 o's van hoop. Ons tema die 5 o's van hoop. Ek lees graag vir ons teksgedeelte. Paulus is aan die woord, hy sê, ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur. Want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in, en beywer ek my met die krag wat hy gee, en wat kragtig in my werk. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek het die eerste keer vanmôre weer in 'n hele lang tyd 'n klein illustrasie saamgebring. Nou, ek moet sê, ek het vroeg die water ingetap, en ek het half gehoop, die water kan al bietjie skoner wees, so ek weet nie, die dorpsmense weet dat ons water op hierdie stadium so bietjie duidelik is. Sigbaar. Ek het hier by my 'n suurlemoen. Nou, as jy na hierdie suurlemoen kyk, sal jy sien dat hierdie suurlemoen al 'n paar dae oud is. Dis nie meer 'n nuwe suurlemoen nie. Dis 'n ouerige suurlemoen wat ek so aan die onderkant van ons yskas gekry het. Ek weet nie hoe werk dit nie, maar baie keer sit 'n ou mos 'n ding in 'n yskas en jy vergeet so 'n bietjie van hom. En toe ek hierdie suurlemoen kry, toe dink ek by myself, dit is baie keer hoe ons in die lewe is. Baie keer brei die lewe ons. Partykeer voel dit vir jou asof die lewe van jou begin vergeet. En as ek na hierdie suurlemoen kyk, ek het ander suurlemoene ook daar in die yskas, pragtige, mooi, geel, splinternuwe, vars suurlemoene. Maar hierdie suurlemoen het al amper begin verkleur en hy's amper kliphard. En ek het gedink, dis hoe ek baie keer in die lewe voel. Partykeer vergete, gebrei, dalk kliphard geword. Wat gebeur met hierdie suurlemoen as ek hom in die water sit? Hy sink. Gewoonlik as jy 'n nuwe vars suurlemoen vat en jy gooi hom in die water, dan dryf hy, maar hierdie suurlemoen, omdat hy al oud is en omdat hy al amper hard geword het, sink hy wanneer hy in die water kom. En dis baie keer, dink ek, hoe mense in die lewe voel. Jy verloor jou hoop. Jy verloor jou uitkyk. Jy verloor jou lus vir die lewe en dit voel vir jou, dit sal beter wees as ek net opgee en as ek net gaan lê. Maar dan die interessante, wat gebeur wanneer 'n mens genoeg sout in hierdie water gooi?
Nou lyk dit soos die water wat ons net ingetap het. Jy sal nou sien as die sout bietjie begin oplos. As jy sout ingooi, broers en susters, en jy roer hom 'n bietjie, gaan jy sien stadig maar seker begin hierdie suurlemoen opstyg boontoe. Stadig maar seker tot hy bo begin dryf. Ek weet nie of kan jy hom sien nie. Hy's regtig bo. Om te wys. As die sout nou oplos, sal jy mooi sien. Toe ek hieraan dink, broers en susters, dink ek aan hoe die lewe baie keer is. Dit voel regtig partykeer vir 'n mens asof die lewe jou wil plat trek. Dit voel asof jy wil sink. Maar hoop in ons lewe is soos die sout in hierdie water. Hoop in ons lewe het dieselfde effek in ons gees en in ons gemoed as wat hierdie sout in hierdie water het. Dit het die gevolg dat die suurlemoen, al is hy hoe oud, al is hy hoe verdorwe, al is hy hoe vergete, maak die sout dat hy opstyg boontoe. En dit is wat hoop in ons lewe doen. Hoop gee ons die krag om te wil leef, al voel ons partykeer ons wil nie. Hoop, broers en susters, help ons om ons koppe op te tel, ons kenne te lig, wanneer dit partykeer vir jou voel, al wat ek wil doen, is net om af te kyk. Hoop gee jou die vermoë om die mooi in die lewe raak te sien, al voel dit donker in jou binneste. Hoop gee jou die vermoë, broers en susters, om die positiewe raak te sien, al voel jy, alles is nutteloos, alles is dood in jou binneste. Hoop laat die vrug van die Gees, van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, hoop, laat dit in jou leef. En daarom wil ek vanmôre met u praat oor die 5 o's van hoop. Nou enige taaljuffrou sal vanmôre vir my sê, joh Rian, ek weet nie hoe jy Afrikaans deurgekom nie, maar 'n mens spel hoop met 2 o's, H-O-O-P. Maar ek wil vir u sê, 'n gelowige spel hoop met 5 o's. H-O-O-O-O-P. En dit is waarna ons vanmôre gaan kyk. Ons gaan vanmôre kyk hoe jy hoop in jou lewe spel met 5 o's. Maar ek wil begin deur vir u 3 vrae te vra. Die eerste vraag wat ek vir u wil vra is jy deurdrenk? Is jy deurdrenk soos hierdie water met die evangelie, die goeie nuus van Jesus se opstanding? Ek gaan dit weer vir u vra. Is jy deurdrenk met die evangelie, die goeie nuus van Jesus se opstanding? 2. Is jy so vasgevang deur die genade van God in jou lewe dat dit vir jou onmoontlik is om dit te los? Is jy so vasgevang deur die genade van God in jou lewe dat dit vir jou onmoontlik is om dit te los? 3. Is jy so vol van Jesus? Is jy so vol van die Heilige Gees dat jy deur hulle oë na die wêreld begin kyk? Want ek dink baie keer ons soek ons hoop op al die verkeerde plekke in hierdie lewe. Ek dink broers en susters, ons soek uit ons menslike aard uit ons hoop in dit wat ons kan sien, dit wat ons kan voel, dit wat ons kan hoor, dit wat ons kan proe. En vanmôre wil ek kom kyk na wat is die 5 o's volgens God se woord van hoop. Hoe kry u en ek hoop? En ek wil vir u vra as die Bybels oop is en u kan dit asseblief vir my oophou. Hoor wat sê Paulus in Kolossense en ons gaan nou kyk na die 5 o's. Hoor wat sê hy in vers 27. Hy sê God het besluit. Hy begin ongelooflik. Hy sê in vers 27,
God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik die geheimenis is vir al die nasies. En dan sê hy die volgende: die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hoop is nie 'n emosie nie. Hoop is die vrug van geloof in jou lewe. Ek wil dit weer sê. Hoop, broers en susters, wat jy beleef in jou lewe, hoop wat jy het in jou lewe, hoop is nie 'n emosie nie. Hoop is die gevolg van geloof. Hoop is die vrug van geloof. Kom ons kyk na die 5 o's van hoop. Die eerste o, 'n onvoltooide taak. Die eerste o, en jy kan dit onthou of jy kan dit neerskryf. Die eerste o van hoop is 'n onvoltooide taak. Nou, baie van julle sal hom ken of baie van julle sal al van hom gehoor het. Sy naam is Cassie Carstens. Nou Cassie Carstens was seker een van die mense wat 'n groot indruk gemaak het op 'n klomp mense. Hy het baie gepraat oor leierskap. En iemand vertel vir my, hulle was op 'n stadium by 'n praatjie gewees wat Cassie Carstens aangebied het. Dit was 'n klomp leiers van verskillende organisasies wat bymekaar was. En terwyl die leiers so sit, dis nou sportorganisasies en korporatiewe organisasies, en daar's direksielede en daar is uitvoerende direkteure en daar is CEO's, en hierdie hele gehoor sit voor hom en hy praat met hulle. En hy vra toe vir hulle die volgende vraag. Hy vra toe: wat moet jy doen om te veroorsaak dat jou organisasie misluk? Gewoonlik sal ons die vraag vra, wat moet jy doen om 'n sukses te maak van jou organisasie? Maar Cassie Carstens vra daardie dag vir die leiers, vir die direksies en vir die CEO's, vra hy die vraag, wat moet jy doen om te verseker dat jou organisasie misluk? En dit het my baie laat dink. En toe wonder ek, wat sal gebeur as ons hierdie vraag begin vra in ons eie lewe? Wat sal gebeur as jy moet vir jouself vra? Wat moet ek doen om te verseker dat my huwelik misluk? Nie my vrou nie, of nie my man nie, wat moet ek doen om te verseker dat my huwelik misluk? Wat moet ek doen om te verseker dat my besigheid misluk? Wat moet ek doen om te verseker dat my rol as pa in my kinders se lewe misluk? En ewe skielik begin jy besef hoeveel mag jy het, hoeveel verantwoordelikheid jy het, watter bydrae jy maak, want ewe skielik as jy dink aan hierdie vraag van Cassie Carstens, wat moet ek doen om te verseker dat dit misluk, dan besef jy, daar's 'n klomp goed in jou hande. En dan wil ek die vraag vra, wat moet jy doen om seker te maak dat hierdie gemeente misluk? Wat moet jy doen om seker te maak dat hierdie kerk waarvan jy lidmaat is, misluk? Wat moet jy doen dat die evangelie, die boodskap, die verlossing van Christus in die area waar jy beweeg, wat moet jy doen dat sy werk wat hy gedoen het aan die kruis, dat dit misluk? En jy kan 'n klomp vrae antwoord, jy kan 'n klomp goed sê, maar ek wil hê jy moet vir 'n oomblik daaroor dink. Wat moet jy doen om die werk van Jesus Christus te laat misluk? Ek het 'n vriend gehad op universiteit en ek sal dit nooit vergeet nie. Elke keer as ons in die klas gebid het en die dosent het hom gevra om te bid, dan het hy altyd gesê, Here, dankie dat u mense gebruik om u werk op aarde voort te sit. Dankie Here dat u nie hierdie taak aan engele toevertrou het nie, maar dankie Here dat u mense gebroke, swak soos ek gebruik om u werk op aarde voort te sit. Nou die eerste oë van hoop
is 'n onvoltooide taak. Lees bietjie wat skryf Paulus. Hy sê, ek dank U oor al hierdie lyding wat ek moet verduur. Nou, gewoonlik as 'n mens Paulus se briewe lees, dan is dit hierdie hoopvolle briewe. Dis hierdie briewe wat vol hoop is. Jy kry hierdie idee dat Paulus opgewek is. Dis asof daar 'n vlam in hom brand van blydskap wat nie geblus kan word nie. En dan dink ek altyd myself, my genigtig Paulus, hoe kry jy dit reg? Paulus skryf in 2 Korintiërs, hy sê oor wat hy deurgegaan het. Hy sê 5 keer is ek 39 houe toegedien. Dis nou as die Jode jou geslaan het, broers en susters. 5 keer het hulle hom amper gegeesel met 39 houe. Hulle het jou net 1 hou minder as 40 geslaan. So 5 keer is hy 39 houe toegedien ter wille van die evangelie. Hy sê 3 keer het die Romeine my lyfstraf toegedien. Nou as die Romeine jou geslaan het, het hulle gewoonlik 'n tipe stok gevat, amper soos ons 'n dropper sal ken. Nou die Romeine was anders as die Jode, hulle het jou geslaan tot hulle moeg word. So hulle het nie eers getel nie. Nou ons lees baie keer in Paulus se briewe, dan skryf hy so in die laaste deel van sy brief, hier skryf ek nou met my eie hand. Meeste van Paulus se briewe en moontlik ook Kolossense het hy nie self geskryf nie, hy het dit gedikteer. Daar was iemand wat geskryf het wat hy gesê het, want Paulus se hande was vergrys. Paulus kon nie meer 'n pen vashou nie. Paulus kon nie meer 'n lepel en 'n vurk vashou nie. Paulus kon niks met sy hande doen nie, soos hy gekeer het die kere wat hy al geslaan is. 3 keer het ek lyfstraf gekry by die Romeine. 5 keer 39 houe by die Jode. 1 keer het hulle my met klippe gegooi en my gelos vir dood. 3 keer het ek skipbreek gelei. En 1 keer het ek dag en nag op die oop see rondgedobber, gewag om te verdrink. Ja, dan lees 'n ou hierdie brief van Paulus en dan kry jy hierdie hoop. Jy kry hierdie hoop in Paulus, dis asof hy net borrel en dan vra jy, hoekom? Want die eerste oë van hoop is 'n onvoltooide taak. Paulus het geweet dat hy 'n geweldige belangrike taak het om te verrig hier op aarde. Paulus het geweet, broers en susters, dat God hom geroep het, God hom geskape het, God hom gekies het om die onvoltooide werk van Christus voort te sit hier op aarde. Het jy al ooit gewonder wat gebeur in die 40 dae nadat Jesus opgestaan het tot by hemelvaart? Want vandat Jesus opstaan totdat hy opvaar hemel toe, verloop daar 40 dae. Hoekom het Jesus 40 dae gevat? Hoekom gaan hy nie onmiddellik hemel toe nie? Die rede is, hy het mense gekies om sy werk voort te sit hier op aarde. En dan groei die kerk van 'n handjievol gelowiges na 'n derde van die samelewing vandag, 2.5 biljoen mense. Hoor wat sê Paulus, hy sê, ek het hierdie lyding gedra ter wille van die liggaam van Christus. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God aan my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Jy weet, ons soek hoop in alles rondom ons. Maar Paulus staan elke liewe môre van sy lewe op met een gedagte. Ek het 'n opdrag, ek het 'n taak van God. Want broers en susters, as jy nie 'n doel het in die lewe nie, as jy nie 'n taak het om te verrig nie, is jou lewe doelloos. Dobber jy deur die lewe. En daarom as jy hooploos is, as jy voel soos hierdie suurlemoen voordat die sout daarin gegaan het, dat jy vergete is, verstote is, vra vir jouself, wat is jou God geskape doel? Hy roep jou om sy werk op aarde voort te sit. Dis die eerste oë van hoop. God gee vir jou 'n plek. God gee vir jou 'n taak. God gee vir jou 'n belangrike verantwoordelikheid. Jy wat daar sit. Die tweede oë is 'n onbetwisbare bewys.
Want jy weet, God weet dat dit vir my en jou moeilik is om hierdie taak te verrig as ons nie seker is van dit wat ons vertel nie. Nou, ek het nou vir julle gesê, hoekom het Jesus 40 dae gevat van sy opstanding tot by sy hemelvaart? En die tweede rede daarvoor is, Jesus het aan mense verskyn. Ons lees in 2 Korintiërs dat Jesus aan meer as 500 mense verskyn het, nadat hy opgestaan het, om te wys dat hy die dood oorwin het, om 'n onbetwisbare bewys vir mense agter te laat. Nou, wat vir my wonderlik is hoe hierdie verskyning die disippels se lewens raak. En elke keer as ek die disippels dink, dan dink ek, hoe kan ek twyfel dat Jesus opgestaan het? Want jy weet, daar's baie mense vandag wat sê, ag, Jesus het nie regtig opgestaan. Ek weet nie of jy al van hulle gelees nie. Ek weet nie of jy met hulle te doen gekry het nie. Mense wat sê, Jesus het nie regtig opgestaan nie, dit gaan oor 'n geestelike opstaan. Jesus het na sy opstanding aan meer as 500 mense verskyn. Nou die bewys vir my dat dit waar is, as ek dink aan die disippels. Voor Jesus se opstanding kry jy hierdie groepie wat eintlik hoofsaaklik halfhartig en lafhartig is. In die tuin van Getsemane hardloop hulle weg. Op Golgotha is net Johannes by hom. En dan nadat hy opgestaan het, sê Thomas nog, ek glo dit nie. Maar dan ewe skielik na Jesus se opstanding verander die lewens van hierdie disippels en raak hulle moedig en dapper. Waarom? Want hulle het 'n onbetwisbare bewys gesien dat Jesus leef. En ek wil dit vir julle lees in 2 Petrus 1 vers 16. Petrus is hier aan die woord. Hy skryf, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes ons verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. As jy hoop soek in die lewe, is die tweede oë vir jou 'n onbetwisbare bewys dat Jesus opgestaan het en leef. As iets jou plat staan in die lewe, broers en susters, gaan staan voor die spieël, doen dit. En kyk wat is die effek, gaan staan voor 'n spieël en sê vir jou, Jesus leef, hy het opgestaan, niks in die lewe kan so erg wees nie. Stefanus roep uit, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God. Dit is die hoop wat jy het, 'n onbetwisbare bewys. 3. 'n onuitwisbare seën. 'n onuitwisbare seën. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik die geheimenis is. God het besluit om duidelik te maak, bekend te maak hoe seënryk en heerlik die geheimenis is, die geheimenis van Christus in ons. Nou in Lukas lees ons hierdie gedeelte. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Jesus se heel laaste daad, broers en susters, terwyl hy opgeneem word in die hemel, is om die seën oor sy disippels uit te spreek. Dis 'n heel laaste ding wat hy doen. Hy sê vir hulle, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En dan nadat hy dit gesê het, word hy opgeneem hemel toe en is hy besig om die seën oor sy disippels uit te spreek. En hierdie seën is vir 2000 jaar onuitwisbaar. En hierdie seën sal onuitwisbaar bly tot die wederkoms van Christus, want hierdie seën is ook oor jou uitgespreek. Nou wat beteken dit? Weet, in die Ou Testament het 'n pa gewoonlik sy kinders geseën. En wanneer hy geseën het, het hy gesê, die guns van God sal op jou wees. Die beskerming en die versorging van God sal op jou wees. En terwyl Jesus opvaar na die hemel, seën hy sy disippels, seën hy sy volgelinge, seën hy sy kerk en sê hy, die guns van God sal op julle wees. Jy is begunstigde van God, erfgenaam van die ewige lewe en sy koninkryk. Jy is geseën om die genade en die beskerming en die teenwoordigheid van God te hê. Daarom leef jy as geseënde.
En dis 'n onuitwisbare seën van die Here. Dis die derde oë. Die vierde oë is 'n onmiskenbare plan. God het 'n plan, broers en susters. God het 'n plan met jou lewe. En hoor wat sê hy, wat is hierdie plan? Hy sê hierdie onbreekbare, hierdie onmiskenbare plan van God in jou lewe is die volgende. Hy sê, om hom te verkondig aan alle mense, met die moontlike wysheid en onderrig, sodat elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan kom. Dit is God se plan met jou, geestelike volwassenheid. God se plan met jou lewe, broers en susters, is om jou nuut te maak, om jou beter te maak en om jou sterker te maak. Dis hoekom hy sy gees op jou uitgestort het. Dis waarom die Heilige Gees uitgestort is, want ek en jy kan dit nie alleen doen nie. Dit is God se plan vir jou. Dis 'n onmiskenbare plan. God wil jou nuut maak. Hy wil jou sterker maak. Hy wil jou beter maak. Dis die vierde oë. En die vyfde oë is 'n onstuitbare belofte. 'n Onstuitbare belofte wat sê, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hy is julle hoop, julle waarborg, julle sekuriteit, julle sekerheid op die ewige lewe. Ons spel hoop met 5 o's. 'n Onvoltooide taak. Jy is nie per ongeluk hier nie. Jy is nie 'n glips nie. Jy is nie onbeplan nie. Jy is hier omdat God jou hier wil hê en aan jou 'n taak gegee het. Staan in die oggend op en vra vir jouself, wat wil God hê moet ek vandag vir hom doen? 2. 'n Onbetwisbare bewys dat hy leef. Maak nie saak wat jou in hierdie lewe bedreig nie. Niks in hierdie lewe kan hierdie onbetwisbare bewys dat Jesus leef ongedaan maak nie. Dit is ons krag. 'n Onuitwisbare seën. Jy is begunstig deur God. 'n Onmiskenbare plan. God wil jou nuut maak, hy wil jou beter maak, hy wil jou sterker maak deur sy gees. En 'n onstuitbare belofte. Die hemel is oopgesluit. Die seun van die mens staan aan die regterhand van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, dankie dat U vanmôre in ons geloofswedloop ons kom versterk. Here, die lewe het 'n manier om van ons te vergeet. Die lewe het 'n manier om ons dikwels plat te slaan, te vrommel, Here. En Here, dan kom U en U bring die hoop terug in ons lewe. En soos hierdie suurlemoen vanmôre dryf, as die sout in die water gooi, so is die hoop in ons lewe. Die hoop met 5 o's. Here, ons weet, ons sal nie 'n Afrikaanse vraestel deurkom nie, maar Here, ons weet, ons sal die vraestel, die eksamen van die lewe slaag, as ons hoop met hierdie 5 o's lewe. Dankie Here vir die liefde en die genade. Amen. Kom ons sluit vanmôre af, deur te staan en af te sluit met lied 500, vers 1 en vers 3. Lied 500, vers 1 en vers 3.
ontvang die seën van die Here en gaan met die wete dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u sal wees en bly. Amen.